Goeiemiddag, broers en susters, dames en here, baie welkom by hierdie begrafnisdiens. Ons is hier saam vanmiddag om hulde te bring aan Gert. Om dankie te sê vir sy lewe, vir wat hy kon beteken het vir elkeen van julle, wat hy bygedra het, of dit is gewees het as pa of oupa, of familielid of as vriend. En my gebed is dat die Here julle sal vertroos en versterk, en bovenal dat Gert se nagedagtenis sal bly voortlewe in julle lewens. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, Here, U beskik oor die tye van die mens. Vir elkeen van ons 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om ons tydelike aardse woning te ontruim. Here, baie dankie vir alles wat U vir Gert mee geseën het, wat U vir hom gegun het, wat hy kon uitgedeel het, die diep spore wat hy getrap het in die lewens van hulle wat vandag hier kom afskeid neem. Ons bid vir die familie en vriende, Here, dat sy lewe vir hulle sal bly inspireer. Inspireer tot navolging, inspireer tot edelheid, tot dit wat opbou, dit wat uitnemend is. Dankie, Here, dat ons nie treur soos diegene wat geen hoop het nie. Ons afskeid is net tydelik, ons sal weer verenig wees, vir ewig by mekaar. Here, wil U vertroos en bystaan vanoggend en ook in die toekoms. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons staan vandag stil by Johannes 11, ek lees vanaf vers 20. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Begrafnisse, broers en susters, is gewoonlik 'n moeilike tyd vir families en vriende. Dis 'n tyd van finale afskeid gee, afskeid neem van 'n geliefde. 'n Persoon wat baie vir jou beteken het, diep spore getrap het in jou lewe. En daarom maak hierdie oomblik baie keer 'n merk in 'n mens se lewe. Jy dink terug aan wat jy alles deurgemaak het. Dit wat uitstaan, besondere oomblikke, hoe jy daai persoon gaan onthou. En daardie som totaal van 'n mens se gedagtes wys vir jou onwillekeurig op die merk wat die afgestorwene in jou lewe gelaat het. Vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Ons moet gereeld vir mense totsiens sê, afskeid van skoolmaats, soms neem ons afskeid van kollegas by die werk, en een of ander tyd neem ons afskeid van gesins en familielede. Johannes 11 verseker ons dat al ons afskeidspyn is net tydelik. Jesus het nie aarde toe gekom, broers en susters, dames en here, om 'n bietjie rond te kuier en dan weer hemel toe te gaan nie. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jesus is hier by van sy beste vriende wat hy gehad het in sy kort lewe op aarde. Maria, Martha, en hy troos vir hulle, want hulle broer Lazarus is oorlede, pas 3 dae gelede. Hy alleen weet dat hy gaan nou vir Lazarus terugbring uit die dode. Daarom is dit so belangrik dat daardie 2 susters moes werklik besef. Dit gaan oor baie meer as net Lazarus se lewe, die lewe hier op aarde, die lewe wat vir ons hier wag. Want hulle elkeen, Martha, haar suster Maria en die broer Lazarus, vir 'n tweede keer
sou sterf en het gesterf. En dan sou Jesus, en was hy nie daar om hulle uit die dode op te wek nie. Dan moes hulle onthou, voordat die tyd aanbreek vir hulle, dat hulle lewe hier op aarde is net tydelik. Ons lewe begin eintlik eers wanneer ons die ewigheid ingaan. Die dood is net 'n oorgaan in 'n ander realiteit, 'n ander werklikheid. Jy sluit aan by afgestorwes, familielede en vriende wat voor jou gegaan het. En dis 'n belangrike les wat ons leer uit die verhaal van Jesus wat 3 van sy disippels op 'n dag saam met hom geneem het en op 'n hoë berg geklim het. En dan lees ons, toe hulle nou bo op die berg kom, sien hulle daar vir Moses en Elia, wat uit die aard van die saak skokkend is, want daardie stadium was Moses en Elia al honderde jare lank dood. Maar hulle lewe bo op die berg, is hulle lewendig, in lewende lywe. Al daardie honderde jare, soos mens dink, is iemand dood in die graf, miskien aan die slaap, en hier vind ons uit hierdie mense lewe, honderde jare al lewe hulle in die doderyk. Ek is die opstanding en die lewe, sê Jesus. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit gaan oor die lewe na die dood, wat Jesus die vinger na wys. Nie oor dit wat ons graag sal wou hê hier nie. Nie so graag as wat ons sou iemand wou terugbring nie. En dis baie keer 'n baie swaar en bitter pil wat mense moet sluk, is die finaliteit van die dood. Veral wanneer iemand wat moet gaan uit sy en haar seisoen uitgaan. Wanneer 'n jong persoon doodgaan. 'n Persoon in die vloer van sy en haar lewe, so graag daai persoon sou jy wou terugkry. Wat van daardie persoon se res van sy lewe, soveel jare wat oorgebly het. En Jesus wil sê ons moet verby dit kyk. Die lewe gaan nie oor hierdie 50, 60, 70 hoeveel jaar op aarde nie. Dis maar net die voorportaal tot die lewe. Die lewe van miljoene der miljoene jare. Dink 'n bietjie, hoe vergelyk jy? Maak nie saak nie, 50, 60, 70, 80. Hoe vergelyk dit met 1 miljoen? Hoe vergelyk dit met 10 miljoen? 100 miljoen? Dis die perspektief, my broers, van God. Dis die perspektief wat hy vir ons wil oordra. Moenie jou vasstaar teen hierdie lewe nie. Dis net die voorportaal van die huis van jou bestaan. Dit is so kort. Ons moet loskom van ons absolute fokus op hierdie lewe. Al ons hoop is gebou op hierdie lewe. Al ons drome is gebou op hierdie lewe. Dis alles hier. Ons moet wegkom daarvan. Ons staar ons so blind teen ons lot in hierdie lewe. Negatiewe omstandighede in die perspektief wat die Here vir ons bied is tydelik, verskriklik tydelik. Al is dit jare hier. Hoe vergelyk dit met die miljoene wat vir ons aan die ander kant wag? Daarom moet ons fokus op dit wat eintlik saak maak, die lewe na die dood, ons eintlike lewe. Die Here se perspektief wat hy vir ons gee, hoeveel keer in die Bybel. 'n Mens se fokus op die ewigheid verander jou lewe hier op aarde. Dit relativeer alles. Jy begin vergelyk hier met daar. Alles begin in ander tipe van 'n gewig in jou lewe dra, wanneer jy besef hoe tydelik hierdie aardse bestaan regtig is. Werklik. Dan bestee 'n mens baie meer die regte tyd en aandag aan dit wat regtig saak maak. En dit wat nie regtig saak maak nie, wat nie 'n ewigheidswaarde dra nie, wat nie 'n ewigheidsgevolg het nie, kan 'n mens so maklik en gou los, want ek weet, wat gaan dit vir my beteken in die lewe hierna? Wat gaan dit beteken? Slegte omstandighede kry mens minder onder, want dit is tydelik. Al kry jy swaar, dis soveel meer tydelik, wanneer jy besef, dat die hele span van jou lewe wat vir jou voorlê.
My broers en susters, dan besef ons die Here se wil vir ons lewens is eintlik die enigste resep vir 'n gelukkige lewe. Is eintlik waar ek op moet fokus elke dag. Laat U wil geskied, laat U wil geskied, laat U wil geskied. Want die Here se wil is om vir my in my lewe elke dag voor te berei dat ek gereed is vir wanneer ek gaan. Want wie weet wanneer dit jou tyd is? Wie weet wanneer dit jou tyd is? Wie weet wanneer dit jou tyd is? Dat ons gereed kan wees. Elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Lewe is lewe, my broers en susters. Lewe is nie vir die Here bestaan nie. Daar gaan baie mense bestaan in die ewigheid, in die ewige oordeel. Hulle gaan bestaan, maar hulle gaan nooit lewe en ten volle lewe nie. Die Here praat van die paradys en die lewe hierna as 'n paradys. Dis Jesus se woord. As hy praat van 'n werklikheid, 'n bestaan na die oomblik hierdie dood intree as 'n paradys, my broers en susters, dan is dit vir ons baie meer as 'n paradys. Ons weet nie wat wag nie. Ons weet net as ek my lewe vir die Here gee, op hom vertrou, dan is dit die moeite werd. Dan wag daar vir my iets wonderliks. Wonderliks. Martha het geglo. Sy het geglo. Sy het selfs geglo Jesus kon vir Lazarus opwek. Maar tog is Jesus nie daardeur uit om vir haar te sê, Martha, Martha, is dit nie wonderlik dat jy in my glo nie? Dit is wat ons sou verwag. Yes, like, Here, hier's daar nou iemand wat so voorbeeldig is en soveel geloof en vertroue in U het. Dis hoekom sy 'n goeie vriend was van Jesus, omdat sy geglo het. Maar Jesus wil vir haar verder vat, 'n trappie verder, wanneer hy nie meer daar is nie. Dat wanneer hy nie meer daar is nie, dat sy kan onthou. Aan die ander kant wag Jesus vir my en my broer en almal wat vir my geliefd is. Daarop moet jy fokus. Daarop moet jy fokus, Martha. Lazarus het teruggekom uit die dood. Hy was 3 dae dood. En mens kan jou voorneem die geluk en die wonderlikheid daarvan vir sy 2 susters. Hulle was so 'n hegte familie gewees. Is dit nie wonderlik nie? Maar daardie oomblik sou ook en het ook opgehou. Ons weet nie hoe lank het Lazarus gelewe nadat hy uit die dood opgewek is nie. Ons weet nie hoe lank Martha gelewe het of Maria nie. En dan is dit die ewige lot wat saak maak, is wat Jesus vir haar probeer help. En ook vir ons ewige lot, waarheen is ons op pad? Wanneer my saak met die Here reg is, verander alles. Wanneer ek my lewe in 'n kwessie van 'n paar sekondes stil gebed vir hom gee, en dis al wat hy na luister. Dis al wat hy na luister. Nie wat jy gaan doen en reg kry nie, my broer en suster, omdat ons swak is. Die Here oordeel nie volgens ons dade so seer in terme wat ons reg kry en nie gaan reg kry nie. En hy help nooit die wat hulle self help nie, want hulle het hom nie nodig nie. Die Here kyk net na ons besluite. Wat is jou besluit? As ek besluit om my lewe vir die Here te gee, dan aanvaar die Here dit as blywend. Dan gaan hy vir jou help om op hom te vertrou. Dan gaan hy vir jou help om jou gereed te maak. Dan gaan hy die vrees wegvat. Hy gaan vir jou vrede gee, 'n rustigheid, 'n wete. My lewe hier op aarde gaan saak maak, want ek is besig om voor te berei vir dit wat uiteindelik gaan saak maak. Dit verander alles. En ek moes dit self ontdek, my broer en suster, 10 jaar nadat ek van die Here weggeloop het. Dis 37 jaar gelede, hoe het hy my lewe omgedraai en vir my uitgebring by wat waarlik geluk en sukses is. Elkeen wat in Jesus glo, se lewe hou nooit op nie. Elkeen wat in Jesus glo en vertrou, se lewe sal eindig in 'n ewigheid van vreugde en genot en geluk. Glo jy dit? Glo jy dit? Deur jou besluit om die Here te vertrou, sluit jy vanoggend enige oomblik die deur oop na ewige geluk, sodat jou lewe kan aanhou in ewige heerlikheid. Amen.
Hemelse Vader, dankie Here vir daardie wekroep in ons lewens. Dis nie wat ons van ons lewens maak nie. Dit wat ons van ons lewens maak, gaan tot 'n einde en kom tot 'n einde in hierdie wêreld, in hierdie lewe. Al wat ons oordra en die res van ons bestaan is die regte besluit wat ons hier op aarde neem om vir Jesus in ons lewe in te nooi. Dan kan ons sien wat hy van ons lewe maak. Ons kan ervaar die vrede, die geluk, die saligheid, die voorbereiding. 'n Lewe van sukses en 'n lewe van geluk. Om vir ons die deur oop te maak na die heerlikheid wat vir ons wag aan die ander kant van die dood. Dankie Here dat ons kan uitsien na hulle wat voor ons is. Hulle wat reg in saak gemaak het, in reg gemaak het met U en wat ons weet wat alreeds daai paradys smaak. Ons sê vir dankie in Jesus se naam. Amen.